Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Het jy al ooit agtergekom hoe maklik jy begin verander wanneer iemand anders jou probeer beheer en manipuleer? Iemand praat met jou op 'n sekere manier, of iemand verdraai die waarheid, of iemand probeer jou skuldig laat voel, of iemand druk jou net lank genoeg op jou regte knoppies tot jy reageer soos wat hulle wil. En voor jy jou kom kry, is jy nie meer besig om vanuit jouself te reageer nie. Jy reageer vanuit hulle gedrag. Dit is 'n plek waar bewustheid inkom. Bewustheid beteken, jy begin raak sien wat besig is om te gebeur terwyl dit gebeur. Jy luister nie net na die woorde nie, jy luister na die toon. Jy kyk nie net na gedrag nie, jy voel wat in jou eie liggaam gebeur. Jy vra, hoekom raak hierdie gesprek my so? Wat probeer hierdie persoon bereik? En wat gebeur nou in hierdie situasie binne in my? Want een van die ego se grootste begeertes is om in beheer te wees. Ons wil graag weet wat môre gaan gebeur. Ons wil weet wat mense van ons dink. Ons wil hê mense moet ons verstaan en ons wil hê dinge moet volgens ons plan verloop. Maar hier is die probleem. Jy kan nie ander mense ooit regtig beheer nie. Jy kan nie beheer wat iemand dink nie. Jy kan nie beheer wat hulle sê nie. Jy kan nie beheer hoe hulle optree nie. En jy kan beslis nie beheer hoe hulle oor jou voel of dink nie. En wanneer ons probeer om dit te doen, begin beheer maklik manipulasie word. Ons druk mense in 'n sekere rigting en ons speel op hulle skuldgevoelens. Ons gebruik stilte as 'n straf en ons draai die storie om sodat ons klink soos die slagoffer en ons moet jammer kry. Ons probeer mense emosioneel beweeg om die resultaat te kry wat ons wil hê. Maar mense voel dit aan. Dalk sê hulle niks nie, maar mense voel wanneer jy nie meer opreg is nie. En eintlik kom beheer dikwels uit een plek uit en dit is vrees. Vrees vir die onbekende, vrees om iets te verloor, vrees dat iemand ons gaan verlaat of ons gaan los, vrees dat dinge nie gaan uitwerk nie, maar jy kan nie jou vrees manipuleer tot dit verdwyn nie. Jy kan dit net raak sien, erken en leer hanteer. En soms probeer ons ook op dieselfde manier God manipuleer. Mense sê baie keer, Here, asseblief doen hierdie vir my en dan beloof ek sal ek die volgende vir u doen. Maar geloof is nie 'n transaksie met God nie. God is nie 'n vending masjien waar jy 'n gebed ingooi en die antwoord kry wat jy wil hê nie. Ware geloof sê, Here, ek weet nie presies hoe hierdie storie gaan eindig nie, maar ek vertrou u. Ek vertrou u genoeg om nie alles self te probeer beheer in my lewe nie. En dis waar iets soos kalibrering anders is as beheer. As jy na 'n instrument kyk soos 'n kompas, moet hy reg gekalibreer wees. As hy nie reg gekalibreer is nie, dan verdwaal jy. Jy beheer nie die wêreld rondom jou nie, maar jy bring jouself deur kalibrering terug in lyn met jou doelwit. Jy raak bewus van jou eie emosies, jy luister voordat jy reageer, jy onderskei tussen wat werklik gesê word en wat jy dink gesê word. Jy kyk na patrone sonder om onmiddellik 'n oordeel te vel. Jy vra, wat gebeur hier nou werklik? En dan, wat gebeur werklik binne in my? En dis emosionele volwassenheid. Jy hoef nie elke geveg te wen nie, jy hoef nie elke persoon te oortuig nie, jy hoef nie na almal se pype te dans nie, jy hoef nie jouself aan iemand te verduidelik wat reeds besluit het om jou verkeerd te verstaan nie. Soms is die kragtigste ding wat jy kan doen, om stil te word, om asem te haal, om te luister en jouself weer te kalibreer, jouself weer in die rigting te dwing waarin jou lewe is en van wie jy weet wie jy is. Die Bybel sê in Jakobus 1 vers 19, elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie gou te praat nie en nie te gou kwaad te word nie. Dit is amper soos die antieke resep vir moderne selfregulering. Luister, wag, voel, dink en dan reageer. Nie vanuit jou wond en jou pyn en jou trauma en jou ego nie, nie vanuit iemand anders se manipulasie en om hulle gelukkig te hou nie, maar vanuit wie jy besig is om te word. Want jy hoef nie iemand anders se chaos binne in jou eie lewe in te dra nie. Jy kan nie hulle gedrag sien, jy kan hulle gedrag sien sonder om jou gedrag dieselfde te maak as hulle sê. Jy kan hulle vrees raak sien sonder om dit jou vrees te maak. Jy kan hulle manipulasie herken sonder om self manipulerend te word. Ja, jy kan kalibreer, nie om mense te beheer daardeur nie, maar om jouself te vind en naby jouself te bly en eg en opreg te wees teenoor jouself. Want wanneer jy weet wie jy is,
wie se kind jy is en waar jou identiteit vandaan kom, hoef jy nie meer die hele wêreld om jou te beheer of hulle gelukkig te hou om veilig te voel nie. Jy kan asemhaal, en jy kan luister, jy kan onderskei en jy kan loslaat en jy kan sê, ek beheer nie alles wat rondom my gebeur nie, maar ek kan kies wie ek binne in dit alles gaan wees. En dalk is dit een van die grootste vorme van vryheid wat God ons almal gegee het. Ek hoop jou dag is lekker en tot ons weer saam stap. Mooi loop.